Iwer Swarts, welkom. Dankie dat jy 'n gas is op 'n Maane Mikrofoon podcast. Jy is nou die pa op 'n Maane Mikrofoon vandag. En dalk van ons kykers en luisteraars wat nog nooit van jou gehoor het nie, wat nie weet wie jy is nie, net so in 'n neutedop vertel van jou en jou gesin en jou seentjie. Baie dankie Daniela. My naam is Iwer Swarts. Ek bly hier in Pretoria. Ek werk vir die NG Kerk Oosterlig hier so in Pretoria. En ek is die mede-stigter van 'n organisasie Youth the Future. Ek het 'n seentjie, 'n ou klein Luther, so 'n krulkop, groot hare mannetjie. Hy word nou 4 die jaar. En hy bring vir my en Nadine baie groot vreugde. En dis 'n joy om hom te hê in ons lewens. Hy is tans bietjie siekerig, maar dit is mos, jy weet, die tyd van die jaar kry jy meer siektes by die skool in ruil vir die duur skoolfooie wat jy betaal, maar dis deel van die parenting journey. Ek dink enige ouer wat ook kinders van daai ouderdom het, skud ons koppe. Ek is ook van hulle. Ek het 'n 5 en 'n 2-jarige en dit is nou maar net verkoue seisoen en siekte seisoen, so ons weet. Maar dit is ook nou Junie en so rondom Vadersdag. Is dit iets wat tradisioneel gevier word in julle huis? Hoe benader julle die dag? Yes, ek het lank gedink oor dit. Ek het dit nooit gevier nie, omdat twee goed is, altyd daai twee teenstrydige emosies van dankbaarheid dat ek 'n pa is en dat ek lewe. As ek 'n pa gehad het, sou ek ook nie lewe gehad het, of iemand wat lewe gegee het vir my. So ek is dankbaar, maar dan is daar ook 'n stuk nostalgiese ek wil nie sê seer nie, of kom ek sê nostalgiese hinkering van ek wens ek het geweet wat die dag op sy beste kon beteken het vir my. Ek het nou die afgelope 3 jaar geleer wat die dag op sy beste vir my kan beteken, maar ek dink dit is nog te kort. Ek was self 3 toe my pa dood is, so ek kyk baie keer met vrees na Luther en kyk, hy weet presies wie ek is, maar ek is ook nie seker of ek onthou het wie my pa was nie. So die dag bring daai twee teenstrydige emosies by my op, maar dit is tog 'n dag wat ek dink ek en Nadine vier op die tradisionele manier. Ons gaan kerk toe, ons maak 'n lekker ete. Ek is 'n baie sentimentele mens, ek is 'n mens wat hou van woorde, so ek wil altyd 'n gedig wat ek geskryf het, of 'n gedagte wat ek geskryf het, of 'n blog wat ek geskryf het, wil ek altyd koppel aan sulke dae, net om ontslae te raak van die einde en dan net op te fokus op dit wat ek nou is en wat die dag nou vir my beteken. So kom ons gesels sommer oor, ons gaan nou sommer van vroeg af ernstig raak, ons sal later weer 'n bietjie ligter raak, maar veral rondom Vadersdag, ek het verlede jaar ook, ek kom agter daar soveel gesprekke wat ons moet hê oor paas en seuns, veral wat met baie seer sit oor die rol van 'n pa, het sy of 'n pa betrokke was in hulle lewe, maar dalk 'n slegte voorbeeld was, of omdat hulle glad nie 'n vaderfiguur gehad het nie, iets wat jy natuurlik goed ken as iemand wat met jong mense en jong Suid-Afrikaners werk, en self daai pad gestap het. So jy het nou genoem jy het jou eie pa op 3 verloor en dat dit 'n wond in jou lewe was. Dalk nou net weer ek dink jy met jou eie storie vertel, om net weer vir ons luisteraars te vertel, wat was jou eie pad met jou pa tot hier, en dan nou die ander nuwe pad wat jy stap as 'n pa self. Ja, dankie Daniela. Ja, ek sommer net in kort, ek het in Grabouw groot geword, township, deel van Grabouw. My pa is dood toe ek 3 jaar oud is. Hy het gaan werk op die plaas en hy en 'n vriend het in so klein hokkie gebly en hulle het dagga gerook en hulle het gaan slaap en hulle het vuur gemaak in die plek en hulle het versmoor. En die storie is dus dat hy gevind was op die vloer onder die venster, dood. En in my gedagtes dink ek hy wou dalk gereach het na die venster om dit te kon oopmaak, en verlang die wond is nie dat hy dood was, ek dink die wond was net, kon jy net nie uithou om genoeg wilskrag kry om my venster oop te maak. En ek dink dit is die groot vraag van almal wat sonder 'n pa groot word, of hulle pa dood is, of hulle pa in die 'n sagte of ligte manier, jou pa gaan brood koop of jou pa gaan melk koop, En nie weer teruggekom nie.
Ja, so maak nie saak waar jou pa is of hoe hy nie meer daar is nie. Jy het 'n vraag, is ek nie genoeg gewees vir jou om uit te hou, te bly of wat ook al nie. En dit het obviously veroorsaak dat ek baie kronkelpaaie in die lewe geloop het om op soek na daai validation van 'n pa. Soveel sodat ek en 'n vriend het my ouer broer vermoor. Ons het hom koelbloedig doodgeskiet. Waarvoor ek gefonnis was 6 jaar 6 maande en is steeds daai soeke na iemand, 'n man, 'n manlike figuur en ons ouers, ons mammas doen amazing werk, maar 'n mamma kan nie 'n mamma en 'n pappa wees nie. Hulle moet dit wees want dit is wat die gebrokenheid van 'n samelewing van hulle vra, but they not made to be a mom and a dad. En so daai soeke het my straat toe gestuur en daai soeke het gemaak dat ek my broer vermoor. Hy soeke het my in die bendes laat beland in die gevangenis. 'n Deel van die 26 bendes steeds van ek soek 'n manlike figuur wat vir my kan sê jy is goed genoeg, jy kan dit doen, jy het wat dit vat. Hier is my hand, hier is die lessons. Ek het so 'n praatjie gedoen vir 'n groep paas van 'n skool waar ek gepraat het oor the sins of our fathers, the wounds of our fathers en the legends of our fathers en hoe alle mans daai goed in hulle saamdra. En so ek was vir jare lank in vrees oor sou ek 'n pa word. Ja. Wat het ek om vir daai kind oor te dra? Wat se sonde, wat se wonde en wat se legendariese stories het ek en niks van dit was positief of goed nie. Dit is deur jare van vriende wie se paas as half 'n mentors in my lewe ingestaan het wat so bietjie daai rol vervang het. En toe Luther op die scene kom, toe is ek al redelik gesond. Dank die Here, toe is ek al redelik gesond, toe het ek 'n skoonpa wat in sy stil manier vir my die waardes van 'n consistent, stabiele, maak nie groot geraas nie, probeer nie die wêreld daar buite verander nie, probeer net die beste doen met wat hy gegee is vir die sirkeltjie wat nou by hom is. So ek het daai tipe waardes by hom geleer en toe Luther op die scene kom, kon ek dadelik daai goed op 'n manier implementeer. Ek dink een van die moeilikste goed dikwels wat ek ook hoor is daai ding van 'n voorbeeld en om te verander as jy nie 'n goeie voorbeeld van 'n pa gehad het nie, want dit is soos ek is gelukkig om 2 betrokke ouers te gehad het, 'n goeie betrokke ma, 'n pa, maar ek dink vir iemand wat dit nie gehad het nie, daai is regtig moeilik om 'n siklus te breek en te verander en iets te word wat jy nooit, soos jy sê, jy het dit nie gemodel gesien nie. En baie mense sê ook, jy weet dat hulle pa was sê nou maar het alkohol misbruik en hulle wou dit nooit word nie en dan vang hulle self dat presies daai ding wat jy gesê het jy nie gaan word nie. Val hulle weer in of word 'n vroue mishandelaar, daai tipe van ding. So hoe op aarde kry iemand dit reg? Dit om 'n siklus te breek, om iemand anders te word. Wat was vir jou, was daar sleuteloomblikke of was dit maar soos 'n proses oor jare gewees? Ja, jy vra een van die belangrikste vrae vir mense wat met trauma groot word, wat juist die siklus wil breek, want met alle mag probeer ons nie word wat die voorbeelde wat ons in ons huis gesien het nie. Maar as ons nie eerstens 'n gesonde community om ons het, 'n vangnet van sterk mans wat nie 'n bedreiging is in dieselfde manier wat jou monster van 'n pa of monster van 'n broer in my geval, wat jy nie hulle as 'n bedreiging sien. As jy sê in die lewe gaan ek dit nie maak as ek nie sterk mans direk vra, sal oom asseblief net so een keer elke 3 maande, een keer elke maand, sê ek oom bel net 'n regte heart-to-heart talk met my het. So mentors, en dan die tweede ding, so 'n gesonde accountable community, dan die tweede ding is om nie elke man of elke vrou, selfs die persoon wat jy verlief op raak, deur die lens te sien van wat aan jou gedoen is nie. Nou daarvoor is daar 200 stappe wat jy moet doen voordat jy daar kom. Jy moet gaan vir counselling, jy moet gaan vir terapie, jy moet gaan vir sielkundige, enige iets moontlik, want anderste
dra jy net oor wat jy nie getransformeer gekry het in jou eie lewe nie. En so elke keer as my vrou iets triggering sê, dan hanteer ek haar op die voorbeeld wat ek in die huis gesien het. So ek moes van vroeg af sterk mans in my lewe inkry wat ek toelaat om te sê, praat tot die sonde in my lewe, praat tot die manier wat ek vrouens hanteer, want ek wil beter doen. Almal wil beter doen, maar hulle wil nie noodwendig daai accountability innooi nie. En dan om te sê ek moet my emosionele baggage moet ek gaan uitsort. Met ander woorde, ek moet dit in die gesig staar, ek moet dit kan erken. Sonder daai goed gaan jy nie daai trauma kan transformeer. Jy gaan dit net oordra of jy nou wil of nie, jy gaan dit doen. En jy het nou vroeër genoem jy was in die tronk gewees. Hoeveel jaar het jy gesê? Ek was gevonnis 6 jaar en 6 maande, Daniela, en ek het toe amptelik 5 jaar van dit gedoen. Ek is 13 jaar oud toe ek in die tronk ingaan, so ek was nog verhoor afwagtend vir 'n hele klomp maande. En toe ek gevonnis net so na 14 amper 15 is ek gevonnis. En ek het 21 geword in die tronk en 7 Desember 2005 as ek toe vrygelaat. En in hy tyd is my ma toe al oorlede terwyl ek in die tronk was. So dit was baie taaf. Die persoon wat dan nou ma en pa ingestaan het, is ook toe nie meer daar nie. Maar daar was vrouens in my lewe wat 'n sterk rol gespeel het, onder andere die onderwyser in die gevangenis, juffrou Vrysen Hugo, wat vir my iets van Maletti verteenwoordig het en wat vir my net my lewe in 'n ander rigting laat inslaan het die dag toe sy by 'n enkelsel deur van my kom staan het, waar ek het 'n Vrydagmiddag 'n jong ouetjie aangerand en ek was enkelsel toe gestuur en sy het maar net kom in 'n sagte manier net kom sê, hoorie, as jy doodgaan, daar's nie veel wat mense goed van jou kan sê nie. Daar's nie 'n nuwe storie wat mense van jou kan vertel nie, behalwe die storie wat nog altyd deel is van jou gemeenskap, deel is van jou huis. En ek wil jou help 'n ander storie skryf. En ek wonder of daai hinkering nie in elke verlore seun en dogter is nie. Is dat iemand my lei, iemand vir my kan 'n voorbeeld wees, iemand vir my kan mentor hoe om 'n nuwe storie te skryf. So in plaas van om te sê om nie te word wat jou pa was nie, en bloot net jou uit te nooi, hoor jy, wil jy nie 'n nuwe storie vir jouself skryf nie? Ek het iets slim en splinternuut ontdek. Absa se savings coach. Dis hulle innoverende en prettige manier om vir enige doelwit te spaar. Jy stel bloot jou doelwit, dalk 'n nuwe kar, 'n gesinsvakansie of net 'n bietjie ekstra vir daardie maand wat klomp uitgawes jou gelyk tref. En savings coach hou jou gemotiveerd sonder om streng te wees. Dis jou tyd, jou pas en dit voel nie soos werk nie. Dit voel soos wen. Gaan kyk gerus op die Absa banking app. Spaar in styl en hou dit lekker. Absa is 'n gemagtigde FTV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bees en fees geld. Daai wat jy nou genoem het van die vrou wat by jou kom staan en praat ook herinner my aan die rol wat jy kan speel in iemand anders se lewe. Jy weet, sy wat nie jou eie ma was nie en ek dink ook nou hier staan baie ma's wat hier luister wat dalk getroud is met 'n man wat sit met sy eie seer oor 'n pa wat nie betrokke was nie. Of nie liefdevol was nie, dalk selfs 'n pa wat teenwoordig was, maar nie geweet het hoe om liefde te wys nie. En jy weet, baie mans sukkel om vir hulle kinders liefde te wys. Hulle is daar, hulle is betrokke, hulle is by die sportwedstryde, maar hulle weet nie om vir hulle kind te sê ek is lief vir jou nie. So dalk het 'n woord vir so iemand wat naby iemand is wat nog deur hierdie proses moet werk, wat nog nie daar is waar jy nou gesê het ek moet deur die stappe gaan. Jy weet, wat kan sê nou maar 'n vrou wat getroud is met 'n man wat sit met 'n pa wond en pa seer, wat kan sy doen om te help? Ek dink dis om hom te nooi om in te skakel by 'n community, 'n groepie. Daar's heelwat groepe wat ek by betrokke is waar mans net, en dis nie alles gelowige spasie nie, waar 4-5 mans net om mekaar kom en sê ons moet praat, ons moet saam stap, ons moet na mekaar luister, ons moet na mekaar se seer luister. So is om hom te nooi vir dit. Tweedens om glad nie 'n veroordelende, 'n judgmental rol in sy lewe te speel nie. Jy's nie daar om hom te mother nie, en ek weet dit is so moeilik.
En my vrou moes ook op 'n stadium kom waar sy moet opgee op die idee dat sy my moet fix. Ja. Sy moet my lief hê. Dis nie haar plek en dis moeilik, dis 'n fyn lyn. So dis nie 'n vrou se rol om 'n man te fix of om te moeder nie. Dis haar rol om hom lief te hê en om te nooi tot 'n nuwe storie wat hulle saam skryf. Soos om vir hom daai spasie te gee en te sê my lief, ek weet, dis goed dis goed wat jy mee worstel wat jy nie vir my ooit sal vertel en ek dink ook dit is goed dat jy my vertel nie want ek weet jy probeer my beskerm teen dit, maar dit is nie goed dat hy goed die heeltyd in jou binnekant worstel nie. Ek kan sien wanneer jy sien maar te veel gedrink het, dan kom daai goed uit of ek kan sien wanneer jy onseker is, dan kom daai wonde kom uit. En vir ons, vir die groei en die gesondheid van ons gesin, wil ek tog jou nooi om by 'n groepie in te skakel, of ek wil jou nooi om met iemand te gaan gesels. Ek sal nooit vra wat jy oor gesels nie, solank jy iets van wat in jou binneste is, kan verwoord. Ek dink jy daar's veel ander wat jy kan doen, behalwe die standaard wat ek dink is kragtig genoeg om vir jou man te bid, om die hele tyd met jou sagtheid na hom toe te gaan, om hom vas te hou wanneer jy kan sien hy is swak. Maar ek dink nie dit is 'n vrou se rol per se om die fixing te speel nie. Jy het nie dis nie waarvoor jy opgeteken het nie, dit is nie wat die Here jou voor geroep het nie, dit is nie wat in jou, dis nie wat jy voor beloof het nie, beloof om daar te wees en om nie te fix nie, you know. 'n Belangrike boodskap, baie dankie. En 'n man wat nou besluit het, okay, hy wil verander, maar dit voel dalk, en ek dink vir al 'n kind bietjie ouer is, jy weet, as jy nou self dalk pa is van 'n tienerseun of 'n laerskoolseun en jy het nie van jongs af liefde gewys en vir hom gesê jy's lief vir hom nie, en nou ergens is hierdie behoefte in 'n pa se hart om te verander en anders met sy dogter of met sy seun te praat. Ek dink is eintlik dis dalk makliker om dit van die begin af anders te doen, maar om nou reeds op hierdie pad met ouer kinders te doen, en jy weet, ek dink die gevoel is dit is nou te laat, ek's te ver af van hierdie pad. Wat gaan jy vir so 'n pa sê wat sê, hoe connect ek nou met my 15-jarige dogter na ek nie vroeër teenwoordig genoeg was nie of nie genoeg liefde gewys het nie? Yes, daai is die belangrikste vraag, van daar so baie wat voel, yes, kan dit nou herstel word nadat ek al soveel foute gemaak het. Jy moet, 'n papa moet of 'n mamma moet hoor, dis nooit te laat nie. Want hier is die ding, jy kan of die belangrikste stem in hulle lewens word, bloot net omdat jy weerloosheid gewys het, of jy kan net nog 'n stem wees wat in hulle lewe praat, maar sonder dat hy ek kan nie jou borskas sien nie, maar jy wil vir my advies gee oor hoe om te leef. Wys my eers wat hier in jou binnekant bloei, al het jy hoeveel foute gemaak. Maar jy het die braafste ding gedoen en dit is om vir my te kom sê, sussie, papa het diep ondersoek gedoen en dit is vir papa baie moeilik om dit te sê, maar papa het jou seer gemaak en ek is so jammer. En ek weet nie hoe gaan ek dit fix nie. Daar is nie maklike antwoorde nie, maar al wat ek weet is, ek wil jou nie verloor nie. Ek sal alles van my swak los, sodat ek jou kan wen, want jy is vir my te kosbaar. So die eerste ding is, dit is nooit te laat nie. Die tweede ding is kinders, veral tieners, hulle wys dit nie, maar hulle soek jou teenwoordigheid. They want your presence, not your presence. Hulle soek jou teenwoordigheid. Hoe meer jy vir 'n tiener kan wys, ek kan jou liefde koop, want hulle tieners speel ook daai game. So hoe meer jy vir 'n tiener wys, dit is binne my mag om jou liefde te kan koop met die nuutste gadget. En waar dit nodig is, gaan ek jou liefde koop. Ek gaan vir jou uit my liefde gaan ek vir jou gee. Maar ek gaan nie jou liefde koop nie. Ek gaan jou my teenwoordigheid vir jou gee. Al stotter ek so, al sukkel ek nou sit ek in my dogter en ons sit nou hier oor koffie en nou weet ek nie wat om te sê nie en ek vroetel.
daai tiener gaan optel, ek kan sien my pa sukkel. Dis vir hom die moeilikste ding om nou one-on-one een keer elke 2 weke met my oor koffie te sit, weg van mamma af, dis 'n pa en dogter tyd, dis 'n pa en seun tyd, ek kan sien hy sukkel, maar daai tiener gaan dit so waardeer, because you show up. Is dit ook wat jy by hulle hoor wanneer jy werk met honderde jong mense oor die land? Is dit die boodskap wat jy by hulle kry? Wat sien jy van hulle harte wanneer hulle teenoor jou oopmaak oor paas? Het sy paas wat daar is en dinge dalk nie reg doen nie, of 'n pa wat nie daar is nie? Absoluut, Daniela, jy sê dit reg. Hulle soek net, ek wil hy moet opdaag. Ek soek hy sy goed nie, ek weet hy's ryk. Almal sê my hoe ryk hy is, ek soek hy sy goed nie. Ek wil net hy moet opdaag. En hy opdaag lyk anders vir elke pa. Vir party pa's lyk hy opdaag vroeër huis toe kom. Ek weet jy werk vir jou kind. Ek weet jy sal doodgaan vir hulle. Ek weet jy sal voor 'n trein inspring vir hulle. Daai kind se behoefte wat ek al by hulle oor en oor hoor, daai kind se behoefte is nie dat jy moet sterf vir my nie. Daai kind se behoefte is dat jy sal lewe vir my. Sal jy opdaag vir my? Sal jy vir terapie gaan vir my? Sal jy minder brandewyn vat vir my? Sal jy vroeër by die huis wees vir my? Sal jy anders met mamma praat vir my? So en dit is die moeilike ding. They just want us to show up. En opdaag lyk anders vir ons elkeen, maar ons elkeen weet, as jy na die kyk, weet jy wat jy moet doen om op te dag. Hulle wil net hê jy moet opdag. Daarna kan jy geskenkies gee. Maar as hulle besef, jy wil nie opdaag nie, want dit is makliker vir jou om die nuutste iPhone te koop, is makliker vir jou om die nuutste tekkies te koop, dan weet hulle, tieners weet, jy het die easy route gevat, en hulle gaan jou minder vertrou, omdat jy die maklike route gevat het. En toe jy nou gehoor het jy gaan die eerste keer 'n pa word, hoe was daai oomblik? Was jy opgewonde? Was dit bietjie vreesaanjaend? Het jy en Nadine gesit en gesê dit is hoe ons die ding gaan benader? Vertel ons bietjie van toe jy gehoor het, hier is nou 'n pad wat jy ook gaan stap. Jy gaan nie meer net met jong mense werk nie, jy gaan jou eie een kry om groot te maak wat die Here vir jou gee. Yes, Daniela, dit was die grootste stuk. Ek het nog nooit so dankbaar en onbevoegd in my lewe gevoel. Ek dink jy sal elke ouer se gevoel op dankbaar en onbevoegd. Yes, net 'n absolute gevoel van ek het geen idee. Ek het boeke gelees, ek het video's gekyk, ek het vriende wat ek weet hulle is die beste paas, maar ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. So ek het van die begin af het ek en Nadine gesê, as ons nie gereeld met ouers gaan gesels wat vriende van ons is, wat kinders grootgemaak het in verskillende fases, gaan ons dit nie maak nie. En ons het blogs aangestuur vir mekaar, ons het podcasts aangestuur, en stelselmatig het ons begin 'n ouerskapsfilosofie gebou, wat ons vir ons as goed en aanneemlik beskou. So ons het na klomp verskillende goed gekyk. Ek het onder andere, daar so 'n blou Moleskine boekie wat ek het, wat voordat Luther gebore is, skaf ek daai boekie aan, en toe begin ek vir hom gereeld briewe skryf, in my manier, met 'n datum, en ek vertel hom 'n storie van die dag, van my emosie, van hom wat op pad is, skryf hom 'n gedig. So ek het van die begin af saam met hom geproses hoe uitdagend, maar ook hoe vreesaanjaend dit vir my is dat hy op pad is, maar dat ek niks anders met my lewe in die stadium wil doen as om hom deel van ons gesin te maak nie. En ek hoop eendag sal hy daai goed kan lees en besef. Ek het nie die clues gehad nie, en dis hoekom ons spaar vir terapie ook vir hulle. Dit was 'n scary journey, maar hy is nou al amper 4 jaar oud, en ek dink hy is bietjie alright, hy's nie te bad nie. Ek hou ook daarvan dat jy praat oor die eerlikheid van al die emosies, en dis regtig iets wat ek op die podcast ook probeer doen. Ons praat oor, jy weet, nageboorte depressie en mom guilt as dit nou by ma's kom en hulle kwessies, want ek dink daai tweeledigheid dat
jy kan verskillende emosies in een tyd ervaar. Ek dink dit spreek ook weer tot daai opgewondenheid en die senuweeagtigheid, maar jy kan baie lief wees vir jou kinders, baie dankbaar wees jy's 'n ouer en dit nog steeds uitdagend en moeilik vind en met tye sukkel. En jy praat ook baie eerlik oor depressie en dat dit deel van jou pad is. So hoe maak jy dit ook deel van jou ouerskap? Hoe kommunikeer jy dit aan jou kind en ja, hoe stap jy daai pad as 'n ouer ook? Ons het van die begin af probeer ons vir Luther leer en hy's nou vir 'n ruk lank by 'n spelterapeut ook, net om hom te leer dat alle emosies welkom is, maar dat nie alle emosies aanvaarbaar is nie. Nou om dit op 'n 3,5-jarige toe te pas, dink ek is baie meer uitdagend. Jy weet nou 2 en 5 jaar oud is baie meer uitdagend as om dit op 'n 10, 15-jarige toe te pas. Maar ek dink subconsciously om hulle nou al, ek dink is meer vir ons om die taal te ontwikkel aanhoudend om te sê, pappa is nou op 'n baie donker plek. Kyk gou die wolke daar buite. Jy sal sien hulle lyk swaar, hulle lyk bietjie moeilik en hier binne is dit asof pappa daai goedjies ook beleef. En dan ook vir hom te sê, so partykeer is as jy nie iets kry wat jy wil hê nie of iemand doen iets aan jou waarvan jy nie hou nie, dan kom maar ook 'n bietjie van daai wolke binne in jou. So ek gebruik baie keer die wolketaal. Ek gebruik, hy's baie lief vir Hulk en dis my goed want Hulk het die twee teenstrydige kante. Hy raak kwaad oor die ongeregtigheid, maar hy weet ook nie, hy's eintlik so 'n sagte persoon, so ek gebruik baie van Hulk se taal. Hy het 'n groen boksak en hy sit hy handskoene aan en hy gaan slaan die ongeregtigheid met sy handskoene. So ons probeer so eerlik as moontlik met hom te praat, want beide ek en Nadine stap 'n pad met depressie en dit was deel van die vrees dat dit ook oor hom gaan kom, en die spelterapeut het al gesê hy's 'n baie sensitiewe, sagte siel, so as hy bedreigd voel dan les hy uit. So ons weet die moontlikheid dat dit ook sy reis gaan wees is groot. Maar as ons nou al vir hom leer en die taal gee, of vir ons die taal skep, om vir hom te gee dat alle emosies welkom is, maar nie alle emosies is in alle spasies aanvaarbaar. Dit is die sleutel, dink ek, vir ons. Baie mooi. Ek hou van die beeld van die natuur en wolke, want ek dink ja, jy kan dit eintlik op verskillende maniere verwoord en vir hulle uitbeeld. Ek dink ek sal dit self ook gebruik. Dankie vir dit. As Luther eendag aan jou terugdink, hoe hoop jy sal hy jou onthou? Wat sal hy sê van Pa Iwer? Sjoe. Yes, dit is 'n moeilike vraag. Ek dink is dat hy sal weet sy pa het met baie weerloosheid probeer leef en hy het sy dapperheid met sy weerloosheid gemeng om vir mense te wys dat dit oukei is om nie altyd sterk te wees nie, maar dit ook oukei is om iets te doen wat vir jou baie jou broek laat bewe, maar ten minste het jy in dit ingeklim. Ek probeer hom glad nie, ek wil graag hy moet my onthou nie as 'n sterk macho persoon nie, maar as 'n persoon wat weerloosheid as 'n wapen tot dapperheid gebruik het. So iets van daai sal ek graag wil, as hy my skryfwerk lees, as hy my blogs lees, as hy my artikels lees, as hy my boeke lees, moet my weerloosheid in dit skyn. As hy my preke kyk, as hy moet my naam intik op YouTube, daar moet 'n sterk tema van weerloosheid deurkom, sodat ek die dapperheid kan hê om te kan doen wat ek geroep is om te doen. Ek dink nou weer terug aan wat jy gesê het van die tronk, en ek besef die tyd wat jy in die tronk was sulke vormende jare. Enige ma van 'n jong tienerseun sal weet, jy weet, dis 13, 14, 15 is verskriklike belangrike jare, en dit was jare wat jy in die tronk spandeer het. Wat het jy daar geleer oor manlikheid? En wat dink jy as jy nou terugkyk, sou jy vir jouself wou sê as sê nou maar 'n 15-jarige seun wat daar is? Yes, daai vraag. Ek dink die grootste ding, ek dink daar's 'n stille rebellion, 'n stille retaliation binne in my teen juis die sterk fisieke sterk
uiterlike sterk, altyd die antwoorde tipe leierskap en man wees, omdat ek dit gesien het in sy slegste vorm in die tronk. Jy kon nooit emosie wys nie. Jy kon nooit, ek het al in die tronk geweet, daar's 'n storm, 'n donkerblou storm in my kop, maar ek kon nooit daaroor praat dat ek depressed is en dat ek myself wil doodmaak, of kon nooit daaroor, want dan lyk jy swak. Ja. Jy kon nooit sê ek mis my ma nie, want dan lyk jy swak. So in my onderbewussyn het ek daai boodskap gekry, maar ek dink met die Here se genade het ek 'n teen 'n rebellie teen het gehad, later, onwetend, en dis hoekom ek doelbewus beginne, of dalk nie doelbewus nie, beginne swakheid omarm, weerloosheid omarm, so die les wat ek geleer het in die tronk, en wat 'n mens nou nog in baie manlike spasies sien, cowboys don't cry, groot seun huil net in die reën, moenie dat hulle jou next move sien nie, hou jou kaarte teen jou bors, en ek het besef, toe ek uit die tronk uitkom, ek het nie ouers nie, al wat ek het, is die eerlike storie wat binne in my leef, en as ek daai storie vir mense gee, dan ten minste gee ek vir hulle die opsie om my te aanvaar, of om my te verwerp, maar as ek 'n storie gaan leef wat nie eerlik is tot my nie, en mense vang my later uit, dan sit ek nog sonder nog mense. En so as ek vir 15-jarige Iwer in 'n enkel sel in Brandvlei gevangenis moet sê, hoorie, as jy eendag uitgaan, die een ding wat jy moet doen, is om so gou as moontlik gesond te kan word van die wonde wat jou broer aan jou gedoen het. Gebruik daai wonde nie as 'n wapen om leed te doen nie, want ek het daai wonde gebruik as 'n wapen. Toe ek uit die gevangenis het kom, het ek daai wonde tot diep in my bekeerskap, tot diep in my teologiese studies, het ek daai wonde gebruik om mense seer te maak. Daai wonde gebruik om meisies as objects te sien en nie as geliefde kinders, geskape in die beeld van God, nes ek nie. Want my wonde het vir my gesê, as jy wil enigiets in die lewe kry wat jy wil hê, doen wat jou broer gedoen het, maak seer, vat, gryp, moenie dink aan hulle gevoelens nie. Daar's nie ruimte om ander mense te consider nie. In elke liewe verhouding wat ek was, het my broer meer gepraat as wat ek gepraat het. So as ek vir 15-jarige Iwer kon advies gee, so gou as moontlik, raak gesond, want dan gaan jy seer maak. Soveel van wat jy sê herinner my aan 'n episode wat ek verlede jaar ook rondom Vadersdag gedoen het. Ek weet nie of ken jy The Character Company nie. Yes. Jakob van Skalkwyk wat self sonder 'n betrokke pa groot geword het, en soveel van wat jy sê spreek ook tot wat hy gesê het met die seer wat hy gesit het. Hoekom is my pa nie betrokke in my lewe nie? Hoekom het hy my nie lief nie? En hy sê ook basies dat hy het hierdie spesifieke idee van manlikheid gehad, en dit was eintlik deur die voorbeeld wat Jesus gestel het wat dit vir hom daai persepsie omgeswaai het, en wat hy sy lewe nou eintlik in 'n groot mate wy om hy en klomp ander mans wat 'n rolmodel is vir seuns wat sonder 'n pa figuur groot word. Sure. En dit is my so mooi as van die gaste uit verskillende wêrelde tog baie van dieselfde boodskappe deel. So dankie vir dit. Ja. Dankie. En ons het nou, jy het oor vroue ook gepraat en die rol van vroue in jou lewe. So dit is 'n ma in 'n mikrofoon. Kom ons sluit af met jou eie ma. Jy kan ons so 'n bietjie van haar vertel, en as jy terugdink, wat het jy by jou ma geleer? Ja, Daniela Maletti, ek beskryf haar as 'n eystervrou. Sy moes van 'n baie nie jonk, ek was 3 toe my pa dood is. My jonger broer Pieter was net amper 'n jaar oud toe hy dood is. So sy moet vandat ek 3 jaar oud was, moes sy alleen. Sy het nooit getrou weer nie. Sy het haar kinders, haar lewe gemaak. Sy het 'n vaste geloof gehad in 'n God wat sy geglo het, is daar, hy bestaan en hy is goed, ongeag haar beleefde realiteite.
daar is 'n God en hy bly goed. Deur elke episode van woede, deur elke uitbarsting van ons broer, deur elke keer wat hy ons uit die huis uit gesit het, deur elke keer wat hy die huis wou afbrand, het sy geglo, daar is 'n God en hy bly goed. Sy het my twee goed baie duidelik geleer, basiese, fundamentele goed. Jy's nooit te arm om netjies te wees nie. Ek en Pieter het dink ek vanweë die trauma het ons tot diep in die laerskool het ons die bed nat gemaak en soms by die skool in ons broeke gepiep en sy het ons altyd laat glo jy's nooit te arm om die volgende dag weer netjies te lyk, skool toe te gaan, weer aan te gaan met die lewe. Ons is baie geboelie op skool omdat ons verskeie redes, maar sy het altyd geglo julle sal skool toe gaan, julle sal weer probeer, julle sal netjies lyk. En sy het my altyd die tweede ding wat sy my altyd laat doen het is jy is nooit te swak om op te staan en weer te probeer nie. So ek het altyd goed gedoen op skool. Ek het geglo opvoeding is die nommer 1 ding wat ons uit armoede uit gaan haal en my lewe het heeltemal 'n ander pad gestap. Ek het in die tronk matriek geskryf, maar ek het vasgehou daaraan dat Maletti glo opvoeding as jy armoede wil ontsnap, maak dat die ding hier, maak dat jou gedagtes, niemand kan jou gevange hou daar nie. So sy het baie gelees, arm groot geword, arm gesterf en sy het ons by die biblioteek ingeteken en ons het weekliks, so arm soos ons was, so moeilik soos ons huis was, weekliks het ek en sy en Pieter biblioteek toe gestap, tot ons op die straat gaan bly het en bendes geword het. Maar sy het geglo, as jy in my huis bly, gaan jy boeke lees. So ek is haar innig ewig dankbaar vir daai waardes wat sy in my gelos het. Dit wys my ook so weer, want ek dink in enige ouers reis is daar dalk tye wat dit voel of jou kinders, dit wat jy vir hulle probeer leer of die waardes wat jy probeer oordra, dit dalk verlore gaan of daar's moeilike tienerjare of rebellie of wat ook al, maar ek dink wat jy sê wys dat daai saadjies wat geplant is, al is dit jare later, maar dit kom op en dit dra vrug. So mooi getuienis van jou ma. Dankie, Iwer. Is daar nog enige iets wat jy wil byvoeg, 'n boodskap wat jy vir ouers het, vir paas, enige iets wat jy nog wil deel wat ons dalk nie gedek het nie? Ja, ek dink maar dit is om ouers te bemoedig met dit wat ons nou oor gepraat het, dis nooit te laat nie. Moenie dink, al het jy 100 kansse verspeel, daai kind staan soos die verlore seun se pa by die hekkie en wag. Wanneer kom my pa en kom sê net jammer. Ek sal hom nou vergewe alles wat hy aan my gedoen het. Ek long net. Ek het 'n verlange, ek het 'n hinkering, ek het 'n inherente hinkering na sy teenwoordigheid. Ek sal alles afskryf, maar ek wil hom hê. As ek hom het, alles is nie perfek nie, al bly 2000 kilometer van my af, al gaan ons nooit weer pa en dogter van die jaar wen nie, maar ten minste het ek iets van hom wat niemand by my kan vat nie, en ek wil ouers bemoedig, moenie opgee nie, dis nooit te laat nie.